Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here God, ons vra U dat ons saam met U in U woord sal reis. Here Jesus, leer ons om U hartklop te hoor, U beter te leer ken, terwyl ons op U pad, die kruispad, saam met U stap. In U naam, amen. Dit is so dat wanneer jy die pad vra, dat mense vir jou deesdae die GPS, die GPS-koördinate sal gee. Of wanneer jy pad soek, en het jy agtergekom as jy op jou GPS kyk, op jou selfoon of in die motor, dat dit gewoonlik vir jou 'n paar opsies gee. Die kortste pad, die vinnigste pad, die langste pad. Jy kan self sê, wat is die goedkoopste pad? Waar gaan ek nie tolgelde betaal nie, ensovoorts, ensovoorts. Maar as 'n breë reël is dit vir ons almal eintlik maar so dat ons die kortste pad soek. Wel, die Here Jesus het ook pad gehad toe hy hier op aarde was. Hy het ook 'n bestemming gehad toe hy hier op aarde was, 'n eindbestemming. En ek lees daarvan in Markus 8, dat Jesus vir die eerste keer baie duidelik die koördinate van sy pad vir sy disippels gee. Tot nou toe in Markus 8 vers 31 het Jesus as die Seun van God reuse wonderwerke gedoen. En dan neem hy sy disippels daarna Caesarea Philippi toe en daar vra hy vir hulle, wie sê julle is ek uiteindelik? En dan het Petrus die aangrypende belydenis, U is die Christus. En net daar sê Jesus, kom ek gee vir julle die koördinate van my aardse pad, my aardse eindbestemming. En hier kom dit, Markus 8 vanaf vers 31. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die oudstes en die owerpriesters en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Nou dink jou vir 'n oomblik in die disippels se skoene in. Ons ken nou al die res van die verhaal, maar hier vir die eerste keer hoor hulle dat Jesus vir hulle in hulle gesig sê, ek is op 'n doodloopstraat. Ek is op pad om my eie dood in Jerusalem tegemoet te loop. My straat se naam is Doodloopstraat. Die kop-aan-kop botsing wat daar wag met die kruis, gaan dodelik en dood tot gevolg hê. Die disippels is uiters ontstel. Hulle het nie eintlik opgeteken hiervoor nie. Tot nou toe het hulle Jesus in aksie gesien as die Seun van God. Was dit nie Jesus wat in Markus 4 vir die wind en die see kon sê, bedaar, en toe bedaar dit nie? Was dit nie Jesus in Markus 5 wat sy hand in die dodery kon sit en Jairus se dogtertjie lewend kon teruggee nie? Was dit nie Jesus wat hier einste in Markus 8 vir duisende mense kon kos gee nie? So ook in Markus 6. En nou, hoe is dit moontlik dat hy wat God in lewende lywe is, dat hy sê hy moet sterf? Daar moet tog 'n ander pad wees. Daar moet tog 'n kort pad wees. God kan nie doodgaan nie. God kan tog nie sterf nie. Dit kan tog nie die storie wees waarvoor Jesus opgeteken het nie. So voel Petrus. Hoor net wat doen hy. Toe Jesus reguit met sy disippels Markus 8 vers 32 hieroor praat, het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Dit is asof Petrus vir Jesus sê, stop dit Here, stop dit, U weet wie U is. En dis nie waarvoor ek opgeteken het nie. Ons volg God se seun. God is hier op aarde, in lewende lywe. U is die Seun van God. Mag ek net herinner aan wie U is. Hou op met hierdie praatjies dat U sterf. U kan, soos in die Ou Testament, sê daar vuur uit die hemel gooi. U kan Sinaï aan die brand steek. U kan die Rooi See se waters kloof. Wat is hierdie dat U moet doodgaan? Kom ons verander die roete. Kom ons
Stel 'n nuwe hemelse GPS op, wat eindig in 'n kroon en in 'n troon en in oorwinning en in mense wat neerval en in weerligstrale. En wat sê Jesus hierop? Hoor net. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en op sy beurt het hy vir Petrus berisp. Gee pad voor my, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Petrus, daar is geen ander pad nie. Petrus, daar is geen ander roete nie. Hierdie is al pad. Dis nie met respek gesê soos op julle 'n navigasiesisteme, kort pad, lang pad, lekkerste pad, veiligste pad nie. Dis al pad wat die Seun van God vat. Het jy dit nog nie agtergekom nie, dat soos Matteus 8 sê, die Seun van die mens nie eers 'n plek het om sy kop neer te lê nie? Het jy nog nie agtergekom dat die pad op traande loop nie? Of het jy gedink alles gaan net wonderwerke wees? Gaan dit wees soos baie van die gemaksig en die geriefsugtige predikers deur die wêreldgeskiedenis heen wat 'n gerieflike, veilige Jesus preek nie? Petrus, dis nie wie die Messias is nie. Hy is die Seun van die mens wat gekom het om sy lewe te gee, om sy lewe neer te lê. Petrus, en as jy probeer om die roete te verander, speel jy in Satan se hand. O, Satan teken vir mense 'n lekker Messias, 'n knus Messias, wat in hulle geriefsone vir hulle gee wat hulle nodig het, wanneer hulle dit nodig het. O, hy vervals godsdiens tot 'n Jesus, wie Jesus nie is nie. En daarom leer Jesus nou vir sy disippels, dat daar 'n prys is om te betaal, as jy op Jesus se pad wil stap. Hoor net Markus 8 vanaf vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, bedoelende op my pad wil loop, op die kruispad wil loop, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe en wat daarop volg? Jesus sê, as jy agter my wil aankom, en dis mos wat baie mense sê, dis wat jy sê as jy 'n Christen is. Ek volg Jesus. En Jesus sê, as jy agter my wil aankom, dan loop jy op my pad. Ek het nie verskillende paaie nie. Ek het nie 'n minder moeilike pad, 'n minder styl pad, 'n sagte opsie, en dan vir die ernstige gelowiges 'n kruisopsie nie. Daar is net een pad, kruispad. Dis die regte pad. Daar's net een pad, lang pad of kort pad, noem dit wat jy wil, maar dit is die pad. Enige ander pad is 'n afdraai. Enige ander pad is 'n namaaksel. As jy agter my wil aankom, dan draai jy my kruis. En ek het dit al gesê, mag ek dit weer sê, vir die eerste keer in die geskiedenis, na my wete ooit, word hierdie beeld gebruik in Markus 8. Dis nie asof elke tweede filosoof en godsdienstige leier gesê het, ons dra kruise nie. Kruisdra is sinoniem, is 'n direkte versinnebeelding van dood. Wanneer jy in die Bybelse wêreld opgesaal was met 'n kruis, het almal die storie geken. Die teks was klaar geskrywe by wyse van Spreuke. Die doodsvonnis was reeds uitgereik. Jy is op pad dood toe. Daar's nie omdraai nie. As jy kruis dra, draai jy hom na jou plek van teregstelling toe. En is 'n skrikwekkende dood. Jy kan nie meer afdraai of uitdraai nie. Die vonnis is gevel. En nou sê Jesus, om my te volg is om 'n kruis op te neem. Dis nie romanties nie, dis nie gerieflik nie, dis nie voorspelbaar nie, maar dis Jesus se pad. En jy moet jou lewe verloor. Jy moet jouself prysgee. En ek weet ons sê dit baie, en ek verstaan, ek is die eerste ou wat weet, ek oortree dit self. Ek wil so graag Jesus volg met alles in my, en ek bedoel dit opreg as ek in die kerk sing, my alles is op die altaar. Maar wie weet hoeveel keer wil ek hê die Here moet my, verskoon die beeld, net so medium rare op sy altaar hê. Hy moet my nie daar hou nie. Ek wil afklim, die stof afskud en my eie lewe leef. Ek wil besluit waar ek bly, wat ek kry, wie's my vriende, hoe rig ek my lewe in, en die Here moet my net seën
Ek wil hom bewonder op Sondae. Ek wil hom aanroep in swaar kry dae. Maar vir die res kom ek reg met my lewe. En ek weet dit moet anders wees, en daarom sê Jesus vir my, en hy sê vir jou, en hy sê vir Petrus, my pad se naam is kruispad, dis lewenspad, dis al lewenspad. En as jy agter my wil aankom, moenie die ander opsies vat nie, want daar is geen wettige ander roete nie. Nie vir Jesus nie. Deur die eeue, soos ons vir mekaar gesê het, die kerk baie ander roetes gebou, en tot vandag toe is daar baie ander opsies. Maar Jesus sê, as jy deel is van my verhaal, teken jy op vir my pad. Ek nooi jou in my verhaal in, ek nooi jou op my straat, en in my straat is dit die storie, is dit die narratief. Ons gaan kruis toe. Verloor jou lewe betyds. As jy jou lewe betyds verloor, sal jy dit wen. Dan het jy niks om te verloor nie. Dis wat die vroeë kerk verstaan het. Dis hoekom hulle nie bang was vir lyding nie, want hulle het klaar alles verloor. Hulle het Jesus as enigste wins verkry, soos Paulus in Filippense 3 skrywe. Maar dit word 'n tweede keer, vertel Jesus in Markus 9. Want die disippels en jy en ek vergeet so gou. Ja, ons hoor, alles is op die altaar, maar as ons daar by die kerk uitstap, dan wonder ons, wat eet ons vanmiddag, en wat se kos moet ons koop, en wat sê die koerante nou weer oor die Midde-Ooste, en jy noem dit. En daarom het Jesus vir 'n tweede keer, het hy vir sy disippels gesê, net 'n hoofstuk later, Markus 9 vers 30. Toe het hulle daarvandaan deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat mense dit weet nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal hom doodmaak, en 3 dae later, nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om vir hom daaroor uit te vra. Vir 'n tweede keer, sê Jesus vir sy disippels terwyl hulle reis, weet julle wat is die pad? Die enigste pad. Die seun van die mens het gekom om te sterf. Die seun van die mens gaan doodgemaak word, en dan gaan hy weer opstaan uit die dood. Dit het die disippels baie bang gemaak. Maar lyk vir my dis al. Dis al, want hoor net daarna, vers 33, Markus 9. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra, wat het julle langs die pad met mekaar loop en praat? Hulle het niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry, hoor nou, oor wie van hulle die belangrikste is. Bid jou dit aan. Jesus gee sy koördinate. Hy sê, julle moet op my pad loop. En wat doen die disippels terwyl hulle by Jesus loop, in sy teenwoordigheid is? Wie van ons is die belangrikste? Kan jy dit glo? En as die disippels dit doen, hoeveel te meer struikel jy en ek nie? So maklik, soos ons mekaar sê ons, my alles is op die altaar. Here, hier kom ek. Ek sing dit keer op keer, ek sê dit keer op keer. Maar as ek myself kry, dan wonder ek, wie is die belangrikste? En toe het Jesus gaan sit, vers 35 van Markus 9, hy het die 12 geroep en hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan, hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang my, en elkeen wat my ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Aangrypend. Jesus nooi jou en my weer 'n keer uit om saam met hom op sy pad te loop. Hy weet die pad is moeilik, hy gaan dan dood. Dis nie 'n romantiese pad nie, dis 'n kruispad, 'n doodloopstraat. Die kruis is nie vir kruistoerisme bedoel soos dit deur die eeue geword het nie. Hier in Paasfees kom maak ons gou 'n kniebuiging by die kruis en ons vertel hoe swaar dit is en dan gaan ons weer aan met ons lewe nie. Ons doen nie kruistoerisme nie. Ons neem nie selfies by die kruis soos in die middeleeue die skilderye. Dink ek was die selfies. Elke heilige het 'n skildery laat maak waar hy langs die kruis staan of sy met heilige hande en hulle is daar ingeverf met 'n paar traantjies gepink en dan gaan hulle weer aan met hulle lewe nie. Jesus sê, weet jy hoe swaar is die pad? Nou spel hy uit hoe hy kruis dra. Jy is nie meer besorg oor hoe belangrik jy is nie. Dis wanneer jy jou kruis reg dra. Want die grootste sonde, die oersonde, die oudste sonde, is Adam en Eva se sonde daar in die tuin. Ons wil nie voor God buig nie. Ons wil sy troon hê.
Ons wil gode wees, ons wil belangrik wees. En wat is die grootste ding wat mense het tot nou toe? Hulle ego. My naam moet net bekend wees. My naam moet net vir ewig word. Almal moet my ken. Ek wil 'n celebrity wees, ek wil 'n leier wees. Almal moet opkyk na my. It's all about me. En Jesus sê, weet jy wat? Jy gaan jou kruis dra as jy eerste wil wees in die koninkryk. Op Jesus se pad moet jy die heel laaste en almal se dienaar wees. Dis hoe jy dit gaan maak. En dan verduidelik hy vir ons hoe as hy sy hand om 'n ou kindjie sit daar in die huis. En dan vir hulle sê, as julle so 'n kindjie in my naam ontvang julle vir my en dan ontvang julle vir God. Leer by die kinders van klein wees. As jy rolmodelle soek in jou lewe, moenie na celebrities kyk, na belangrike mense kyk, na die sangers en die sportouens kyk nie. Leer jou mense, leer jouself om na die klein kindertjies te kyk. Hulle het geen sens van belangrik wees, van ego nie. Hulle het nie nodig om hulle name op sosiale media en elders te sien nie. Kinders het nog 'n natuurlike, opregte verwondering. Hulle kyk op. Verwonding het hulle nog nie getref nie. Leer by hulle, sê Jesus. Want Jesus sê, ek ontvang kinders. En wie my ontvang, wat die kinders ontvang vir God. So, Jesus sê, hier is my koördinate. My koördinate is 'n kruispad, 'n doodloopstraat. Maar dis lewenspad, dis die enigste lewenspad, want ander kan die kruis gaan ek opstaan. Maar jy moet saamloop, sê Jesus. Jy moet my nie bewonder nie. Jy sit nie op die paviljoen en kyk hoe ek die wedstryd speel nie. Jy kom loop saam. Jy dra kruis. Jy word minder in jouself. Jy leer om kleiner, groter te word. Jy leer om agter in die tou in te val. En jy oefen dit in. Daar's geen ander manier hoe jy en ek nederigheid en kleiner wees gaan baas raak as ons dit nie inoefen nie. As jy jouself nie doelbewus instel om intentioneel en doelbewus die minste te wees nie. Op sosiale media oefen jy jouself om nie altyd 'n opinie te hê nie. As jy in 'n tou staan, oefen jy jouself om stil te bly. As jy tussen mense is, oefen jy jouself om op te kyk en hulle te dien. As jy in die verkeer is en waar jy ook al is, oefen jy jouself om in die woorde van Filippense 2 op te kyk na ander mense. Dis hoe jy jou kruis dra. Jy kies teen jouself, teen jou ego, teen jou belangrikheid. Maar dit lyk vir my nog nie genoeg gehelp nie. Die derde keer in Markus hoofstuk 10 hoor ek dat Jesus in vers 32, is lekker, Markus 8, 9 en 10, elke keer so in die vers 30s, gee Jesus sy koördinate. Vir 'n derde keer kondig hy sy pad aan. Ek lees saam met jou vers 32, Markus 10. Op pad terug Jerusalem toe, het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan heidene uitdeel. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy die dood opstaan. Dis 'n derde keer dat Jesus sy pad vir ons deel. En hy gee vir ons die koördinate, dis Jerusalem, dis 'n doodloopstraat, hy gaan vermoor word. Ons weet hy gaan aan 'n houtkruis sterf en daarna sal hy die dood opstaan. Daar is geen ander pad nie. Daar is geen ander pad nie. Kruispad is alpad, is hoofpad, is grondpad, is kortpad, is langpad, is die enigste pad. Dis die kruisdraapad vir jou en my. Dis die ek word kleiner pad sodat ander groter word. Ek leer by kinderspad. Weer 'n keer het die disippels nie verstaan nie. Ek lees in vers 35 hoe Johannes en Jakobus Jesus eenkant toe neem, vir hom vra voordat nou al hierdie vreeslike dinge gebeur, of Jesus vir hulle die 2 beste plekke kan gee aan sy linkerhand en regterhand. Bid jou dit aan? Jesus stippel die pad uit, die enigste pad, en nog 'n keer is die disippels besorg oor hulle self. En dan antwoord Jesus hulle,
Vers 42, julle moenie so wees nie. Moenie wees soos die regeerders wat magsbehep is nie. Sien ons dit nie in ons dag hoe magsbehep mense is nie, dan klap Christene nog vir hande. Sien ons nie hoe magsbehep politici en besigheidsmense en sportmense is nie. Jesus sê by julle moet dit nie so wees nie. Julle sê julle volg my, hier is my pad. Elkeen wat in julle kring groot wil word, Markus 10 vers 43, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Want die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus kom om te dien. En hy sê, as jy my wil volg, dan moet jy 'n diensknegt en 'n slaaf wees, letterlik die twee woorde, doulos en diakonos. Dis die kruispad. Ek kom om te sterf. Ek kom Jerusalem toe om my lewe af te lê. Dis God se pad. Ek vra nie dat julle my moet oortuig van 'n ander pad nie, want daar is nie 'n ander pad nie. Dis God se pad. Dis nie 'n rol nie. God se seun kom speel nie 'n filmrol hier op aarde en bood sy vir 'n paar jaar lyding na nie. Dit is God se pad. En hy nooi jou en my om saam met hom op hierdie pad te kom loop. En hy sê, verloor jou lewe. Verloor jou lewe deur jou ego te verloor, deur jouself te verloor, deur 'n diensknegt te word en 'n slaaf te word. Verloor jouself deur soos 'n kind te lewe. Verloor jouself deur soos Jesus te lewe. Dis die pad waartoe ek geroep word in hierdie lydingsweek hier op Palmsondag. Dis 'n pad van die dood, maar hier's die goeie nuus, dis die lewenspad. Want ander kant die kruis wag 'n leë graf en ander kant die leë graf is Jesus as hoëpriester in die hemel, soos wat ons Vrydag en Sondag sal sien. En regeer hy. Maar daar's nie 'n ander manier nie. Jy kom nie by die troon sonder 'n kruis nie. Jy kom nie in die hemel sonder om Jesus se pad te stap nie. Hoor hoe hy jou uitnooi om saam met hom te loop, om sy beker saam met hom te drink. Hoor dat dit die enigste pad is. Kruispad, hoofpad, lewenspad. Want by die kruis word die bordjies verhang. By die kruis word lewe in oorvloed uitgedeel. En daarom meld ek aan, Here, ek het nou die koördinate vir u pad en vir my pad. Ek het 'n kruis, ek tel dit op en ek dra dit. Ek het 'n ego, ek sit dit neer en ek word 'n diensknegt. Op u pad, Here, leer ek om soos u te leef. Dankie dat ek dit kan doen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat u vir my u pad kom wys. Nie my pad nie, u pad. En u nooi my om op u pad te kom loop. Hier is ek, Here. Ek meld aan. Kruispad, hoofpad, enigste pad, my lewenspad. Dankie Here dat ek eers u kruis kan dra voordat ek die kroon kan dra. Ek prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.